Goeiemôre, dis lekker om saam met julle te wees. Die winter is nou lekker naby. En dit raak nou so koel in die aand en miskien kan jy net so 'n bietjie nader skuif. Dis die lekker ding van hierso wees. Dit raak so lekker, ons raak so lekker naby mekaar. En so sê vir die persoon langs jou, is lekker om hier saam jou te wees. Skuif sommer so onder sy skouer in. As dit nou nie jou man of jou vrou is nie, dan is dit dalk 'n bietjie weird. Maar dis okay. Is lekker om saam met julle te wees, familie. My naam is Rido, as julle my nie ken nie, en dalk ons gaste ook vanoggend vir die toewydings. Wat 'n wonderlike voorreg om ons kinders te kan toewy aan God en te kan sê, Here, ek het nie al die antwoorde nie, ek het nie al die wysheid nie, maar ek het die woord en ek vra U om my te help. En so wat 'n voorreg om getuies te kan wees van dit vanoggend. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Rido en ek gaan die woord met julle deel. Ons eindig vandag ons reeks wat ons oor die laaste 6 weke gepreek het, When in Rome, Do as the Romans. Maar die reeks het gegaan oor, dit is die slagspreuk, When in Rome, Do as the Romans, maar as ons volgers is van Jesus, then we don't do as the Romans. We live differently. Ons word nie vereenselwig met die kultuur wat in ons gesigte gedruk word nie. Ons neem ander besluite. Ons lewe anders. Ons spreek anders. En dit is waaroor hierdie reeks gegaan het. En ek wil net sê dat as jy hierdie hoofstuk lees, ek weet nie hoeveel keer jy hom oorgelees het nie, ek het hom 10 teen 1 nou al 1000 keer oor en oor gelees. Maar as jy hom lees en jy lees hom en jy begin te tel hoeveel van daai goedjies wat Paulus vir hierdie Romeine sê om anders te wees, om anders te lewe, is dit, ek het by 28 uitgekom. Ek weet nie of julle getel het nie. Maar jy kom by so 28, 29, hang af hoe jy dit opbreek, kom jy uit, en dit voel oorweldigend, as jy hierdie hoofstuk lees, hoe gaan ek hierdie kan doen, en dit is die goeie nuus van Jesus Christus. Is dat hy het nie net gekom om ons te red nie, hy het gekom om ook die Here van ons lewens te wees. Ons is totaal hy is in heerskappy oor ons lewens. En dit beteken dat die evangelie verander ons soos wat ons lewe. Soos wat ons lewe kom jy agter, maar ek kan nie so optree nie, ek wil anders lewe, van die evangelie help ons om dit te doen. En mag die evangelie die areas van jou lewe, van jou hart, wat jy nodig het om steeds aan God toe te wy, hy jou kom wys en hy jou help om anders te lewe, soos ons deur hierdie hoofstuk gewerk het. Ons eindig vandag en ons gaan vandag kyk na die laaste 3 verse, so julle is welkom om julle Bybels uit te haal, oop te maak by Romeine 12 en saam met te volg die laaste 3 verse van hierdie ongelooflike hoofstuk. Ek lees uit die 83 vertaling en dit sê, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons bid saam. Here, ek is oorweldig, Here, met die gewig van U woord in ons lewens. Mag ons, Here, nooit U woord ligtelik opvat, of vanselfsprekend nie. Maar Here, U woord staan deur die eeue. En ons kan na U woord toe draai met enige iets in ons lewens. En mag U vanoggend U woord kom vasmaak in ons lewens. Mag ons weet, Here, dat dit is U woord en nie my woord nie. En mag ons U woord vanoggend kom volg. In Jesus naam. Amen. Die titel van hierdie boodskap wat ek met julle wil deel is wanneer goedheid terugveg. Wanneer goedheid terugveg. En
Ek wil 'n paar van die woorde wat in vers 19 is uitlig, sodat dit vir ons 'n duidelike rigting kan gee, wat ons en 'n verstaan kan gee van hierdie gedeelte. Die eerste woord is wraak. Daar's 'n woordjie wraak en hierdie woordjie wraak beteken eintlik revenge, né? Revenge. En wat dit beteken is ek wil die gereg in my eie hande neem. Dis wat dit beteken. Die tweede woord is oordeel. Oordeel wat beteken wrath in Engels, wrath. En dit verwys hier na goddelike oordeel. Dit is God se oordeel. En laaste woord wat ek net wil uitlig is die woord straf of vergeld soos hy in hierdie vers 19 sê. En dit beteken eintlik maar vengeance. Vengeance. En dit verwys na die dat daar geregtigheid moet geskied word. Daar is gereg wat geskied moet word. En so as ons vers 19 daar volgens hierdie definisie sou verwoord, sou dit so klink: moenie die reg in jou eie hande neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan goddelike oordeel. Hy alleen het die reg om te straf en sal geregtigheid laat geskied. Hoor jy? Maak dit sin? Paulus maak dit duidelik dat ons nie self wraak moet neem nie. Hoekom nie? Hoekom dink julle sê Paulus, jy moet nie self wraak neem nie? Kan ek vir jou sê hoekom? Want ons hou so baie daarvan. Ons love it. Ons wil wraak neem, daar's 'n menslike lekkerheid as ons kan wraak neem. As ek nie genooi is vir die partytjie nie, gaan ek jou nie nooi nie. Né? Jy het dit al gesê? Of as jy te nagekom is, jy is te nagekom, iemand het vir jou gesê, jy gaan dit nie maak nie, jy sal nie vir daai span kan speel nie, en jy maak 'n ding hier binne, jy sê, ek sal jou wys. Dis so Afrikaner ding van ons. Ons like dit om mense verkeerd te bewys, en dit is net nog 'n manier van wraak neem. Ek sal jou wys, ek sal dit doen. Ek sal jou nie nooi vir my geleenthede nie. Of as ek seer gemaak, of misbruik is, of ongeregtigheid is teen my gepleeg. Dis nie eers altyd net kwaad nie, vriende, dis net ek vertrou nie die Here nie, so ek gaan dit self in my eie hande neem. Ek gaan dit self doen. Daar is die emosionele lekkerheid vir ons in wraak neem. En dit is hoekom daar so baie flieks gemaak word van wraak. Want om eerlik te wees, voel wraak lekker en wraak voel regverdig en dit voel soos geregtigheid wat moet plaasvind. En so ek wil graag hê ons moet saam kyk na hierdie videoklip. As jy vir ons kan speel, as jy vir ons daar agter kan speel. Monte Cristo. Kings to you, Fernand. Edmond. How did I escape? With difficulty. How did I plan this moment? With pleasure. So you've taken Mercedes. And everything else. Except your life. Why are you doing this? It's complicated. Let's just say it's vengeance. For the life you stole from me. I see someone has tortured the sword. How did you ever call yourself my friend? We were friends, Edmond. You sent me to hell! Why? Take your vengeance. But know the blood you spill is noble.
Blood that will never run through your veins. You're no more a count than I am a commoner! Het jy hierdie movie gekyk? My gunsteling movies, want The Count of Monte Cristo. Een van my gunsteling movies, want jy weet al waar hy so swart so hy's weet jy, woehoe! Yes, hier is dit nou. Vengeance. Hy gaan kry wat hy verdien. Dis so lekker. As jy dit kyk en jy sien en hy sê ek het hierdie oomblik beplan met genot. Ek het alles van jou gevat, nog net nie jou lewe nie, en ek gaan dit ook doen. As jy die movie gaan kyk. Daar's 'n lekker daarvan van Vengeance, ons hou van hierdie movies, hoor hierdie ene. My name is Maximus Decimus Meridius, and I will have my vengeance in this life or the next. Huh? I will have my vengeance. Gladiator. Daai julle hom? Wat van hierdie een? I will look for you, I will find you, and I will kill you. Huh? Hy sê, ja, hy gaan sy dogter kry. Hy gaan haar kry, teken. Daar is 'n fliekmakers thrive op hierdie gevoel van wraak en hulle weet mense hou daarvan want daar is wraak wat geneem word. Die menslike instink is om wraak te neem, vriende. Dis amper 'n instink vir ons. En daar is sekere wonde wat onmiddellik iets binne in ons wakker maak. Dit trigger iets binne in ons. Wanneer ons dink aan wraak, goed soos vernedering, jy's dalk verneder, ek's verneder. Of leuns. Belediging. Jy word beledig. Mense gaan dalk terug op hulle woord. Of onregtigheid, korrupsie. En dit maak iets los binne in jou van ek wil jou terugkry. Of dalk is jy die een wat dit veroorsaak en jy veroorsaak vyande teen jou. Dit kan albei rigtings gaan. Wraak voel natuurlik omdat ons geskape is met 'n verlange na geregtigheid. Dit is hoekom dit natuurlik voel want ons wil geregtigheid hê. En dit is amper instinktief want iets in die menslike hart staan op wat sê maak dit reg. Betaal terug, laat hulle terugbetaal, doen iets aan hulle want hulle het iets aan my gedoen. En daardie instink, vriende, is nie sondig nie. Maar hier's waar dit verkeerd gaan. Die probleem is wat ons daarmee doen, want ons maak dit 'n persoonlike raai, persoonlike wraak. Die sonde binne in ons verdraai dit in persoonlike wraak in. En wraak voel regverdig. Wraak voel, dit voel regverdig. En eerlikwaar, vriende, wil ek vir jou sê, die meeste van ons sukkel nie om wraak te verstaan op 'n emosionele vlak nie. Wat bedoel ek as ek dit sê? Emosies soos bitterheid. Emosies soos vernedering. Dit is emosies wat jy voel, want jy is al verneder. En wanneer ek verneder word, dan staan daar iets binne in my op. Ek sal nie verneder word nie. Of bitterheid. Of wanneer jy in die verleentheid geplaas word, ek voel verleë. Of wanneer jy verraai word, disrespek. Dis hierdie emosies wat wraak dryf. Maar ons sukkel om wraak te verstaan op 'n geestelike vlak. Dis maklik om op 'n emosionele vlak dit te verstaan, maar is moeilik om dit te verstaan geestelik, veral in 'n wêreld waar sosiale media vernedering beloon, nê? Nee? En politiek op vyandigheid floreer. Waar verhoudings deur wraak verbrokkel word en waar sarkasme en skinder en manipulasie is normaal basies in ons kultuur en samelewing. En Paulus weet dat gelowiges seer gemaak gaan word. Toe hy hierdie brief gerig het aan die Romeine, soos wat ons al gekyk het deur hierdie reeks, weet Paulus sekere goeters. Hy weet dat daar is spanning tussen hierdie Romeine en hy weet dat hulle seer gemaak gaan word. En wanneer hulle seer gemaak gaan word, gaan daar emosies opkom en daai emosies dryf jou tot wraak. Want pyn is werklik, vriende, jy veroorsaak dalk die pyn.
of jy ontvang die pyn. Vyande is werklik. Jy is dalk iemand se vyand. Dalk weet jy dit, dalk weet jy dit nie. Of jy het dalk vyande. En die gevaar van wraak is die kwaad wat dit binne in ons harte, binne in ons gees, binne in ons siel begin vorm. Met ander woorde, jy kan haat teenstaan terwyl jy haatlik begin word. Jy kan so haat teenstaan dat jy kom nie agter dat jou hart verhard en jy begin self haatlik te word nie. Jy kan wreedheid beveg terwyl jy self wreed word. Jy kan trots veroordeel terwyl jy dalk selfs begin trots word. En dit is die aard van sonde. Want sonde wond ons nie net nie, dit maak ons nie net seer nie. Dit word ook deur ons voortgesit. Dit plant voort deur ons sonde. En dit is presies wat ons in die menslike geskiedenis sien, vriende, as ons terugkyk in geskiedenis, sien ons hierdie lang siklus van geweld wat geweld veroorsaak. Ons sien geweld wat geweld voortbring, ons sien bitterheid wat bitterheid voortbring. Ons sien kwaad wat net meer kwaad voortbring. Die sondigheid gaan net aan. En as ons eerlik is, dan sien ons dit oral in ons lewens. Ons sien dit in ons huwelike. Ons sien dit in ons families. Ons sien dit in kerke, ons sien dit in nasies, in rassevyhandigheid en politieke vyhandigheid. Ons sien dit in die aanlyn kultuur. En die wêreld leer ons dat dis oukei is seergemaakte mense seermaak. Want dis wat gebeur. Maar kan ek vanoggend sê dat wraak is net die vrug van iets diepers. Dis die vrug van 'n dieper probleem binne in ons harte. En die probleem is die kondisie van ons hart. Die kondisie, ek wens ons kon ons harte uitklik en kyk na hom en sien, okay, hier is die probleem. En dit fix en om dan weer terugklik, maar ons kan nie dit doen nie. Ons kan die Vader vra om vir ons te wys, waar is die vrotheid in ons hart? Want daar is steeds 'n deel van Rudolf se hart wat vrot is. Wanneer hy sien hy's nie op die lys nie. Wanneer hy sien hy's nie uitgenooi nie. Wanneer daar onreg aangepleeg is, dan is daar 'n stink, 'n vrot, 'n siekte binne in my hart wat die kondisie veroorsaak van ek sal jou terugkry. Ek sal vir jou wys. En daarom wil ek steeds vandag geregtigheid in my eie hande neem. Dan gaan Paulus voort en hy sê, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar is 'n vertrouheid wat hier moet plaasvind, want die oordeel van God beteken, God is volmaak heilig. God is volmaak regverdig. God is totaal en gekant teen boosheid. En so hy weet wat in jou lewe aangaan. En is vir ons te moeilik om dit vir God te gee, maar hierdie gedeelte sê, laat dit oor aan God se oordeel. En God sê dan, hy sê, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld. En hierdie is 'n verwysing van die Ou Testament. In die Pentateeg, Deuteronomium 32 vers 35, waar God sê, ek sal straf. Ek sal vergeld. Dit is nie joune nie, dit is myne. Want ek is God. En so sien jy wat Paulus ontbloot hierso in hierdie oomblik. Hy ontbloot 'n teologiese probleem vir jou en my vriende. En dit is wanneer ons self wraak neem, probeer ek en jy God se plek in ons harte inneem. Ons vertrou nie vir God nie. Dis waarop dit neerkom. Here, ek vertrou U met hierdie areas van my lewe, maar in hierdie area van my lewe gaan ek dit self doen. Ek gaan self wraak neem, want dit is lekker. Daar is 'n lekkerheid daaraan om te sien hoe jy gaan suffer as jy sien hoe fiks ek geword het toe jy gesê het ek kan dit nie doen nie.
Ons probeer die regter op die stoel word. Maar sondige mense kan nie daardie rol regverdig dra nie, vriende. Ek en jy kan nie regverdig daardie rol dra nie as gevolg van sonde, want sonde het ons regverdigheid selfs kom korrup. Ons wraak het nie meer suiwer geword nie. Dit is nie suiwer geregtigheid nie. Dit word selfgeregtigheid. Dit word trots. Dit word egosentries. Dit word beheer, dit word emosionele wraak. Dit is nie goddelike geregtigheid nie, want ek en jy is sondig. Dit word persoonlike wraak. En wraak vernietig nie boosheid of kwaad nie. Kan ek net dit vir jou sê? Jy dink dalk dit vernietig dit, maar is net 'n oomblik van lekker. Dit verleng net die heerskappy van kwaad. En dit is waarom politieke sisteme aanleenlik nie die mensdom kan red nie. Dit is hoekom iets soos onderwys kan nie aanleenlik die mensdom red nie. Dit is hoekom om moreel reg op te tree, om moreel verbeter te wees, om beter te lewe, om dit uit my eie uit te doen, kan nie alleenlik die mensdom red nie. En dan sien ons hoe Paulus iets sê wat nie ek of jy verwag nie. Wat nie ek of jy dink, Paulus, dis nou 'n goeie idee. Kom ons doen dit. Niemand van ons, ek kan jou beloof, toe Paulus hierdie brief geskryf het nie een van daai Romeine gedink, dis nou 'n goeie idee. Ek het al lank daaraan gedink nie. Want niemand dink so oor ons vyande nie. Hy sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Daar is geen Avengers movie wat jy kyk en jy sien, Jesus, hier kom Hulk en hy gee vir hulle 'n glasie water. Daar sê hy, well done. Mooi. Dit bestaan nie, vriende. Ons wil, dit moet lekker wees, ek gaan hom nou, Dis nie wat Paulus hier skryf nie. En dit klink so belaglik wanneer jy dit lees en wanneer jy dit daaroor begin dink en jy begin weer daaroor dink en meer daaroor dink. Dan dink jy, dit is so belaglik. Dit is so onredelik. Dit is so onregverdig. Want dit is ons menslikheid wat praat. Dis omdat ons menslik daaroor dink. Want natuurlike menslikheid sê, jy maak my seer, ek maak jou seer. Jy het onreg aan my gepleeg, jy gaan betaal. Emosioneel maak vers 20 nie sin nie, vriende. Emosioneel maak vers 20 nie sin nie. En ek wil hierdie baie duidelik sê, luister baie mooi wat ek nou sê. Hierdie teks maak nie slagoffers van mishandeling stil, of praat onregtigheid goed nie. Ek wil dit baie duidelik sê. Paulus verbied persoonlike wraak, maar hy skaf nie beskerming of wettige aanspreeklikheid en geregtigheid af nie. Persoonlike wraak. Paulus verduidelik hier dat die koninkryk van God werk anders. Die koninkryk van God werk anders. Hoekom? Want die koninkryk van God word deur die kruis gevorm en geopenbaar. Vroeger in Romeine 5 vers 8 tot 10 sê dit, terwyl ons nog sondaars was, terwyl ek en jy nog vyande was van God, terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons aan die kruis gesterf. Hoor jy? Hy het genade vir ons gehad, terwyl ons sy vyande was. Het hy vir jou brood gegee en water gegee. En hierdie is die werklikheid van die evangelie, vriende. Ons was God se vyande.
Ons kan nie onsself red nie. Het jy al gewonder, hoekom het Jesus homself nie gered van die kruis nie? Het jy al ooit gewonder? Want Lukas 23 vers 35 sê het, hy het ander gered, laat hy homself red as hy die Christus van God is. So terwyl Jesus aan die kruis hang, is daar comments wat van onder af kom, red jouself. Hoekom red jy nie jouself nie? Basies sê vir hom, jy is nie goed genoeg nie, jy kan dit nie doen nie. Is eintlik wat hulle vir hom sê, red jouself, jy kan mos van die kruis afkom, skree hulle van onder af. Daai comments, dink julle nie Jesus het vir een oomblik gedink, ho ho, as julle maar net geweet het wie ek is. Want Matteus 26 vers 53 sê dit, dink julle dat ek nie my Vader kan aanroep, en hy sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele stuur nie. As daar iemand was, wat homself kon red van die kruis, is dit Jesus. Red jouself! Ok. Sou cool wees. Jesus kon dit doen. As daar iemand was wat dit kon doen, was dit Jesus, wat homself kon red van die kruis. Hy het op water geloop. Hy het storm stil gemaak. Die vraag is, wat sou jy doen, as jy in die kruis was, en hulle skree, red jouself. Jy kan nie. Sou jy aan die kruis gebly het, en vir die persoon langs jou gesê het, vandag loop jy saam met my in die koninkryk in. Jy sien, die kondisie van ons hart is selfgeregtigheid, trots, beheer, emosionele wraak. Ek ontvang kwaad, ek gee wraak. Of ek gee kwaad, maar dit is albei kante toe, en ek ontvang wraak. En jy vandag besef dat jy maak mense kwaad wat wraak teen jou wil neem. En Jesus het alle reg gehad daai dag om homself te red. Om wraak te neem. Hy het nie. Hy het gekies om dit nie te doen nie. Sodat hy vir jou en vir my tot vandag toe die geleentheid kan gee om nie wraak te neem nie. Romeine 5 vers 10 sê, ons was God se vyande, en tog vernietig God nie onmiddellik sy vyande nie. Sondige mense soos ek en jy nie. In plaas daarvan, luister mooi, stuur hy sy seun om menslike geskiedenis in te tree. Sy eie seun. Hy neem vlees aan, hy word sonde self, hy absorbeer God se oordeel. En hy sterf vir sy vyande aan die kruis. Die een wat die reg gehad het om geregtigheid in sy hande te neem, doen dit nie. Hy wys genade. Hy gee brood. Jesus se oorwinning aan die kruis breek die siklus van kwaad deur goed te wees, deur genade te betoon. Sou dit 'n oorwinning gewees het as Jesus hom van homself van die kruis af gered het? Sou dit 'n oorwinning gewees het? Miskien, ja, in daai oomblik sou dit gevoel het, hy het dalk gewen, maar Jesus se oorwinning is 'n vir-ewigheidsoorwinning. Sy oorwinning is tot vandag toe, die feit dat hy daai dag homself nie gered het van die kruis nie. En so nou word die opdrag moontlik, vriende. Nie maklik nie, moontlik. Want die Gees van God kom vorm en vernuwe ons harte. Daai areas wat vrot is, daar is die evangelie wat Christus gedoen het, wat nou daai areas kan inkom en kom vernuwe, en kan kom verander.
En so daarom is dit moontlik om nee te sê vir wraak en om God te vertrou daarmee. Paulus roep ons nie om in vers 20 tot passiwiteit nie, vriende. Dit voel dalk so. Maar goedheid is 'n aktiewe weerstand. Voed hulle. Dien hulle. Seën hulle. Bid vir hulle. Het voel so belaglik. Maar dit is hoe die evangelie ons harte verander. Dis hoe ons anders lyk en optree. Dis nie swakheid nie. Ons weier net nie om deur kwaad gedefinieer te word nie. Dis so belangrik, vriende, in ons kultuur vandag en in Suid-Afrika, waar die storielyn geweld en rassepyn is, politieke vyandigheid, ekonomiese trauma en frustrasies, verhoudings en gesinsverbrokkeling, konflik in die kerk, die kultuur van wraak op sosiale media, daar is al hierdie goeders wat in ons kultuur uitstaan. En in hierdie gedeelte roep Paulus ons as volgers van Jesus om anders te lyk en op te tree deur die evangelie wat ons bly verander. Nie passief te wees teenoor kwaad nie, maar onwillig om deel te neem aan die storielyn wat vir ons gevoer word. Paulus eindig hierdie hoofstuk en hy sê, moet jou nie deur kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur goeie. Kan jy ons gemeenskap indink as ons so lewe? Kan jy indink hoe ons kerk, hoe ons gemeenskap, hoe ons skole, hoe ons land sal lyk as ons so sou lewe? Huwelike waar wraak en vergelding sterf. Waar ek die hele tyd wil terugkry in die huwelik. Families waar geslagtelange bitterheid stop. Leiers wat kritiek absorbeer sonder om wraak te neem as gevolg van aanstoot. Gelowiges wat waarheid spreek sonder haat. En Christene wat weier om kulturele opsweping te volg. Die evangelie verander ons. Dis die evangelie wat ons verander. Ons kan nie dit op ons eie doen nie. Sodat ons deur die oorwinning van Christus kwaad kan oorwin deur die goeie. Vriende, hoe is hierdie boodskap, as ons na hierdie boodskap kyk, Romeine 12, hoe is dit van toepassing op ons? En alles gaan terug na vers 1 toe. En ons vers 1 weer opsit. Ons het 6 weke terug het ons begin met hierdie reeks. Ons het gepraat oor vers 1. Ons het stilgestaan net by vers 1. Wat sê, gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Die vraag is jou lewe 'n offer aan Christus, of is hy nie? As hy is, sal jou wraak anders lyk. Dan sal jy kan wraak neem deur brood te gee. Ek het jou lief, ek het genade. Maar as jou lewe nie 'n offer is aan Christus nie, dan is die emosionele lekker van wraak gaan dit aanhou. En dit is hoe ons gemeenskap sal lyk. Dis hoe ons huwelike sal lyk. Ons families, ons skole, ons land. Ons reaksie teenoor God se barmhartigheid is dat ons uit dankbaarheid ons lewens aan hom gee as lewende offers. Jesus sit op die troon van ons harte. Die vraag is, sit hy op die troon van jou hart en nie net areas van jou hart nie, op jou hart. Slegs daarom kan ons in oorwinning lewe. Kom ons bid saam. Toe ek voorberei het vir hierdie diens en hierdie woord het ek gevoel dat daar sommige van julle wat moet vergewe.
En daar's sommige van julle wat moet vergifnis voor gaan vra. Sommige van julle is uitgeput om hierdie wraak, hierdie wrok in jou hart te dra. Jy herleef gesprekke. Jy voed die gedagtes van wraak. En jy dra emosies van bitterheid, vernedering, verleë, verraad, disrespek. Amper soos 'n wapenuitrusting. Dit beskerm jou. En God wil dit vandag kom afbreek. Want wraak kan nie jou siel genees nie, vriende, net Jesus kan. Net Jesus kan jou siel genees. Net Jesus kan daai seer kom genees. Net Jesus kan daai wrok kom wegneem. Net Jesus kan vir jou kom uitwys waar jy mense te nakom en hulle nie saam met jou wil leef nie. Waar jy die kwaad veroorsaak. Net Jesus kan. En net Jesus kan vir jou die krag gee om te vergewe of om te gaan vra vir vergifnis. En so ek wil jou 'n oomblik gee om in daai emosie te sit en dit vir Jesus te gee.